Jy is ingeskakel op 'n groot plaas. Ons gas is saam met ons vanoggend Daniel Rousseau en hy is die hoof van landbouverkope by Nedbank om te gesels oor die Suid-Afrikaanse roesynbedryf. Daniel, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Dopes, lekker om met jou te kan gesels vandag. Dankie vir jou tyd. So die oes op die rosyntjies word op 100 000 ton beraam en dis nogals betekenisvol wanneer dit kom by die herstel van die bedryf. Ja, definitief. En ek dink die rosyntjiebedryf is miskien een van die groot suksesverhale in die Noord-Kaap. Wat basies verdubbel het in die laaste 10 jaar. Jy weet, vandag het ons 100 000 ton bedryf waarvan 90% uitgevoer word. Ons het so 'n bietjie van 'n probleem in 2026 in terme van klimaat, donskimmel, so die verwagting is rondom 86 000 ton. Maar wat ons in die laaste paar jaar gesien het, is baie groot aanplantings natuurlik en kultivaarverbeterings. Wat grootliks ook bygedra tot die verhoogde produksie. So ons sien daai nuwe tegnologie ook in terme van produksiepraktyke en dan natuurlik ook diversifikasie weg van wyndruiwe as gevolg van krimpende marges en laer winsgewendheid wat ons die laaste paar jaar in daardie omgewing gesien het. En dan natuurlik, en ek dink belangrik as ons nou praat van die herstel en groei van die bedryf, is die vraag na gesondheidsprodukte, veral op die internasionale mark. En groot werk wat ook op bedryfsfokus gedoen is in terme van navorsing, kwaliteit en tegniese ondersteuning wat ons toegelaat het om baie vinniger te herstel na byvoorbeeld droogteperiodes. So kom ons gesels gou 'n bietjie vinniger net bietjie verder oor wat die grootste bydrae gelewer het oor die herstel. Jy het nou genoem uitvoermarkte, daar's 'n hele paar ander faktore, maar wat was die grootste bydraende faktore gewees tot die herstel van die mark? Ek dink daar's 'n hele paar faktore wat die mark dryf. Soos ek in die eerste plek genoem het, ek dink rondom die kwaliteit van produk. Ek dink die Noord-Kaap is absoluut uniek in terme van klimaat, droë klimaat, warm klimaat, en dan posisionering van Suid-Afrika se rosynebedryf in die internasionale mark, jy weet, met hierdie omgewingsvriendelike en volhoubare praktyke wat ons het. So ek dink dit is miskien een van die groot drywers wat ook gelei het tot die volhoubare groei en die groei wat ons nou gesien het in die laaste paar jaar. Ons het baie fokus gehad op bemarking en markontwikkeling en natuurlik ook groot belegging in verwerkingstegnologie. So ek dink dwars deur die hele waardeketting het ons daardie groei gesien en ook dan gaan kyk, jy weet, nou waar kan ons tegnologies nog meer gevorderd raak en dan hoe kan ons die mark ten beste bedien. Daniel, jy het ook nou genoem dat die wêreld is definitief op soek na gesonder peselhappies waarvan rosyne is definitief een van hulle. Wanneer dit kom by kwaliteit uit Suid-Afrika uit, kan ons kers vashou by die res van die wêreld? O, definitief. Ek dink ons het unieke voordele wat dan ook vir ons gesondheidskwaliteite byvoorbeeld gee. Die Noord-Kaap waar die meeste van die rosyne geproduseer word, baie droë, baie warm klimaat met relatief min siektes. En ek dink dit speel 'n kritieke rol en is miskien ook die primêre drywer, jy weet, van hoër produksie en kwaliteit van die produk. En ek dink wat ook nogal weet in ons guns werk is dat die streke het 'n ideale klimaat vir natuurlike sondroging. Dis goedkoper en is vinniger wat ook ons kompeterendheid verhoog. Maar die gesondheidsaspek en ons produksiepraktyke dink ek is miskien een van die groot drywers wat ons onderskei ten opsigte van die ander uitvoermarkte. Nou jy het so weer eens genoem dat die klimaat in die Noord-Kaap is definitief dit maak vir 'n gehalte produk. Behalwe nou vir die hitte van die droging en so, is daar ook 'n beter dryfkwaliteit wat daarso geproduseer word? Ja, nee, definitief. Baie goeie kwaliteit. Ek dink die belegging wat ons gesien het in kultivaarontwikkeling in die laaste paar jaar met boerderypraktyke en dan ook die tegnologie in terme van die prosesseringskant maak ons ongelooflik kompeterend en dit is 'n ongelooflike goeie produk wat ons op die mark kan voorsien. Ek dink heelwat beter as die meeste van ons kompeteerders. Nou, hoekom is dit nodig vir ons produsente om bietjie verder te kyk as net die massa uitvoermark? Dit gaan ek dink alles oor ware toevoeging. As ons gaan kyk na die volhoubare groei van die bedryf, is dit belangrik dat ons die meeste waarde kan ontsluit. En die mark is besig om redelik vinnig te verander ook. Nie net vir rosyne nie, maar ook vir byvoorbeeld neute
en dan die kombinasie van neute en rosyne in byvoorbeeld peselhappies. So ons het gesien dat die mark beweeg na gesonde peselhappies toe. Ons het gesien die vraag na baie spesifieke verpakking. Weet in terme van volume, kom ons praat sommer van die snackpacks, ek dink wat ons almal ken. Maar as ons gaan kyk na winsgewendheid op plaasvlak, is dit nodig dat ons waarde toevoeg tot die produk en dan moet ons dit ten beste doen om die mark so goed te kan bedien in terme van soos wat ek nou net genoem het, weet veral wat die nuwe vraag na produkte aanbetref. Op hierdie stadium dryf die verbruiker die mark. Miskien as ek een ding kan noem in terme van ook op die ware toevoeging in die kombinasies, weet spesifieke teikenmarkte wat ons deesdae sien. Ek praat sommer oor skole en veral sportbyeenkomste. En om dit te posisioneer, jy weet, as 'n gesondheidsproduk in daardie omgewing. Daniel, ons is nou weer terug by jou, Daniel Rousseau. Hy is die hoof van landbouverkope by Nedbank. Ons gesels 'n bietjie oor die rosyntjie bedryf en die volhoubaarheid waarna hulle mik. Ons is nou weer terug, tyd eers vir die groot bladskalender. Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Daniel Rousseau, hy is die hoof van landbouverkope by Nedbank en ons gesels 'n bietjie oor die rosyntjie bedryf. Daniel, klein bietjie vroeër het jy ook gepraat oor verpakking natuurlik en produkgeleenthede. Wanneer ons kyk na die rosyntjie bedryf, watse geleenthede sien jy daarso? Ja, ek dink die groot geleenthede gaan om markontwikkeling te doen. Ons het gepraat van ons is 'n 90% uitvoerbedryf. Die meeste van ons uitvoer is tans nog na Europa toe. Maar daar's baie meer geleenthede ook, byvoorbeeld na die Midde-Ooste toe, wat ook 'n groot produksiearea is, maar ook na die Verre Ooste toe. Die bietjie wat ons na Afrika toe uitvoer, is nie so baie nie. Dit is maar 'n omgewing van 10% en daarvan gaan die meeste natuurlik na Noord-Afrika toe. So daar's definitiewe geleenthede om ook te kyk na byvoorbeeld die Suider-Afrikaanse groepering. Miskien nie heeltemal so maklik nie. Afrika is nie 'n maklike plek om 'n besigheid te doen nie, maar daar's definitiewe geleenthede. Dit is 'n bedryf wat tans nog groei, soos ek genoem het, ons staan op 100 000 ton, bietjie minder vir jaar. Maar met nuwe aanplantings en verhoogde aanplantings wat ons nog gaan sien, is daar definitief geleenthede en veral dan Suider-Afrika is 'n mark waarna ons kan kyk. Maar dit gaan dan ook om die tipe van verpakking wat ons doen, meer hoë waarde tipe van verpakking en ek dink dan ook die kombinasie met ander vrugtesoorte en dan ook weet met neute byvoorbeeld om addisionele waarde te kan toevoeg in hierdie tipe van verpakking. Jy het ook 'n bietjie vroeër genoem dat volhoubare praktyke op die plaas tans 'n groot verskil maak. Kan jy 'n bietjie uitbrei op dit? Nee, definitief. Kyk, ons het net soveel grond en ons het net soveel water. Dit is bates wat ons so goed as moontlik moet benut. So wat ons dan gesien het in die laaste paar jaar, en natuurlik nie net die rosyniebedryf nie, maar ook wyndrywe, tafeldrywe in daardie omgewing, is baie meer presisie boerdery, veral in terme van watertoediening. Ons het gesien baie groot wegbeweeg byvoorbeeld van vloedbesproeiing na drupbesproeiing, so wat ons baie meer effektief kan besproei en ook vir ons meer water beskikbaar stel, miskien vir verdere uitbreiding. En dan baie belangrik, en dit is natuurlik op almal se lippe die laaste tyd, is herlewingslandboupraktyke. So die bedryf doen regtig wel baie goeie navorsing, byvoorbeeld op deklagbewerking, minimum tot geen bewerking, en grondgesondheid. Nie net ten opsigte van produksie nie, maar ook om hy watervaste vermoë te verbeter. So as 'n bedryf word regtig baie
baie goeie werk gedoen in terme van hierdie volhoubare praktyke. Daniel, en dan as ons nou dink aan die enkele grootste faktor wat langtermyn groei gaan bepaal in hierdie sektor, wat is dit? Ja, as ek stout mag wees in 2G, langtermyn en korttermyn, maar as ons gaan kyk na die langtermyn, is dit definitief die bestuur van ons klimaatsrisiko's. En dan die gebruik van tegnologie in terme van presisieboerdery, veral ten opsigte van watergebruik, soos wat ek genoem het, ons het nie meer water nie, ons moet dit so effektief as moontlik kan benut en die opbrengs maksimeer met wat ons het. En dan in die korttermyn is dit die bestuur van die logistieke en infrastruktuur bottlenekke in die voedselvoorsieningsketting. Ons het tans redelik strukturele probleme by veral Kaapstadhawe en dit plaas druk op die bedryf en aan ons vermoë om kompeterend internasionaal te kan wees. Daniel, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Daniel Rousseau, hoof van landbouverkope by Nedbank oor die rosynbedryf wat herstel het en natuurlik mik na volhoubaarheid. Dit is al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kyk ons weer môreoggend.